Hi Tati, hoe gaan dit in die township? Hi Pule, dit gaan eintlik baie goed. Hoe gaan dit met jou teatermaatskappy? Tati, dinge lyk sleg hier. Niemand het geld nie. Daar's nie venues nie en dit lyk nie of mense belangstel in my shows nie. Ish, dis sleg, Jommy. Ek is besig om moed te verloor. Daar's geen geleenthede hier nie. My ma wil hê ek moet Joburg toe gaan om werk te soek. Dis hektiek, Pule. Wat wil jy doen? Sure, Sisi. Ek wil hê die kunste moet floreer hier by ons. Ek wil 'n teater hê waar ek regte shows kan doen met ligte en musiek. Ek wil hê die mense moet die waarde daarvan besef en na die shows toe kom. Ek wil my rekeninge betaal. Maar dit gaan nooit gebeur nie. Pule, dit klink wonderlik. Miskien is dit tog moontlik. Maar jy kan nie verwag dat die geleentheid skielik uit die lug sal val met 'n toorwoord nie. Jy weet hoe lyk ons lewens. Maar hoe, Tati? Ek het alles probeer. Ek is moeg. Dit het maar sleg gelyk in die township ook. Maar nou is daar groot dinge aan die gang. Daar was nie werk nie. Almal moes Joburg toe ry en die taksies was duur. Die kinders was op straat met niemand om na hulle te kyk nie, want almal het werk gesoek. Kos was 'n probleem. Ons ouer mense is geïgnoreer en hulle toelaag was nie genoeg nie. So wat het verander? Ons het Pule. Ons het geleer van Asset-Based Community Development, ook bekend as ABCD. Dis die Engelse afkorting vir bategebaseerde gemeenskapsontwikkeling. Hulle het vir ons die gemeenskap se bates gewys en hoeveel krag daar eintlik in ons gemeenskap lê. Dit het die manier verander waarop ons na ons eie mense kyk. Dit het alles vir ons verander. Ons het deur die township geloop en met nuwe oë na die omgewing gekyk. Ons het eintlik so baie bates. Menslike bates, natuurlike bates, finansiële bates, sosiale bates, fisiese bates. Die ouer mense het 'n kleuterskool begin in die kerksaal. Nou is die kinders van die strate af en die oupas en oumas verdien 'n bietjie ekstra geld. Hulle vertel nou vir die kinders stories en speel speletjies sodat hulle ons geskiedenis kan leer. Ons het 'n oop stuk grond by die skool gehad waar ons 'n gemeenskapstuin begin het en nou het ons genoeg vars goed om ons eie mense kos te gee en nog by die snoepwinkel op die hoofpad te verkoop. Meer mense het na die winkel toe gekom vir vars groente. En toe het ons begin om gekookte kos en van die plaaslike vroue se kunshandwerk ook te verkoop. Wow, julle het 'n klomp bates. Ek wens ons kon dit hier doen, maar waar begin mens, Tati? Julle kan, Pule, begin met dit wat julle weet en wat julle het. Kom ons maak 'n batelys vir julle gemeenskap. Jy kan jou shows op enige plek doen, nê? Nee. So, is daar nie 'n kerk of 'n skoolsaal wat jy kan gebruik nie. Dalk 'n mooi plek buite met bome vir skaduwee. Wel, daar is 'n kunstsentrum, maar dis altyd gesluit en niemand weet wie die sleutels het nie. Maar jy's reg, Tati. Die kerk en die skool word nooit saans gebruik nie en ek ken die pastoor en die skoolhoof. Daar's ook 'n lieflike plek met baie bome in die park hier naby. Ek kan vir die kinders dramaklasse gee na skool as ek die saal kan gebruik vir repetisies en shows. Maar dit maak nie saak nie. Niemand wil in elk geval kom kyk nie. Het jy al ooit vir enigiemand gevra, hoekom nie? Dis die belangrikste ding, om te weet wat mense wil hê. En die enigste manier om uit te vind, is om te vra en te luister. Maar gaan my kuns nie oor wat ek wil doen nie? Ek doen soveel moeite. Wel, wil jy teater maak, of wil jy lewe maak uit teater? Albei. Ek moet my visie kan realiseer, maar ek wil ook hê mense moet my betaal om my shows te sien, sodat ek daarmee kan aanhou. Dis my passie. Dis moontlik, Pule. Jy moet die saak net 'n bietjie anders aanpak. Mense moet na jou shows toe wil kom.
Jy het 'n reputasie en 'n groep aanhangers nodig voordat mense enigsins sal kom om te kyk wat jy doen. Jy moet produseer wat hulle wil hê, voordat jy kan produseer wat jy wil. Sê jy dat mense sal kom as ek weet wat hulle wil hê en dan so 'n show doen? Ja, Boele, dis die eerste stap in bemarking. Luister na wat jou gehoor wil hê. Dit is wanneer jou sosiale bates en mense wat jy ken in die gemeenskap baie belangrik word. Jy moet jou netwerk van kennisse gebruik om uit te vind hoekom mense nie teater toe kom nie en wat hulle sou wou sien. So laat jy die gehoor inkoop in jou produksie. Wow, Tati. Nou dat jy dit so stel, dink ek kan wel 'n plan maak met my gehoor. Ek ken die pastoor, die skoolhoof en die bestuurder van die gemeenskapsentrum. Hulle kan my help met die survey of inligtingsopname. Ek sal reël vir die gebruik van die skoolsaal en my neefie het DJ gereedskap vir die klank. My broer is baie goed met tegniese goed en ook sosiale media. Hy kan vir ons posters maak en uitnodigings uitstuur. Maar hoe betaal ek die akteurs en die span? Hoe betaal ek myself? Wow, dis 'n ongelooflike lys van bates. Begin klein en groei dan, Boele. Jy kan 'n goeie solo vertoning hou en die toegangsgeld begin spaar, totdat jy genoeg geld het om ander akteurs en 'n span te kan betaal. Dink ook aan jou gehoor se ervaring. Wat kan jy nog doen om geld te maak wanneer hulle na 'n show toe kom? Sjoe, Tati, daai inligting was prysloos. Ek het so baie om oor te dink en dan nog meer om te doen. Jy moet dadelik begin met jou batelys. Ek sal vir jou 'n link stuur van die Act Tlolo webwerf af. Hulle het baie goeie inligting daar. Baie dankie, Tati. Die gesprek met jou het my kop skoon gemaak. Cool, Boele. Onthou net, ons kan dit nie alleen doen nie. Ons moet weet wat rondom ons is, wat ons het. Ons moet dinge saam doen om dit te laat werk.